Hallo, ek is Ronel Besuidenhout en jy luister na 'n voorlesing uit die nuwe reeks Glo soos 'n kind. Vandag se tema is waagmoed tussen die riete. In Eksodus 2 vers 7 lees ons hoe Miriam vir die vrou se dogter sê: "Mag ek vir u 'n vrou gaan roep, 'n Hebreëse vrou met 'n pasgebore baba, dat sy die seentjie vir u kan laat drink?" Dit staan in Eksodus 2 vers 7. Ons romantiseer dikwels Moses en die mandjie, maar vergeet die politieke risiko wat Miriam neem. Ten spyte van 'n farao wat die dood van Hebreëse seentjies beveel het, hardloop sy nie weg nie. Sy tree vorentoe. Haar waagmoed is nie bloot kinderlik nie. Dis teologies uitdagend. Sy dwing die magtige farao-huis om die einste kindjie te voed wat later jare hulle stelsel sal omverwerp. Israel se bevryding begin nie by 'n brandende braambos nie, maar by 'n jong meisie wat kyk, wag en die regte vrae op die regte oomblik vra. Miriam herinner ons dat goddelike verset selde met trompetgeskal begin. Dit begin dikwels by diegene wat in die kantruimtes, noem dit die riete van die samelewing staan en weier om deur vrees verlam te word. Later sou sy as profetes die koor lei. Dit kan jy in Eksodus 15 gaan lees. Maar haar grootste profesie was dalk hierdie stil daad van getrouheid. Ware geloof vra nie altyd vir groot gebare nie, maar vir die moed om klein te wees in die oë van die wêreld, terwyl jy groot dinge vir God waag. Mag ek jou 'n vraag vra? Waar vra God jou om in die status quo uit te daag deur bloot getrou te wees in die klein oomblikke? Ek bid graag saam met jou. Here, gee my die oë van Miriam om geleenthede vir u koninkryk raak te sien, waar ander dalk weens die gevaar wil terugtreë. Gee my die waagmoed om dan u stem te wees. Ek herinner jou net ook aan ons tekste in ons selfstudie. Dit verskyn in die geskrewe teks. 'n Mooi dag tot môre.